voorreg gehad om 'n paar dae hierdie week weg te wees in die suide en ek is net staan in verbasing hoe die Here goed kan omdraai. Ek onthou nog Desember hoe ons teruggery het hiernatoe en so half, dit lyk rof, hoe ons van die plaas af gekom het en is net bloedrooi. En nou loop damme oor. Dis ongelooflik hoe vinnig Jesus dinge kan verander. Mag ons dit nooit vergeet nie. Mag hierdie droogheid wat nou in natheid gedraai het, ons herinner aan wie Jesus is. Mag ons verby die fisiese kyk en sien wie dit gedoen, hoe hy dit gedoen het, hoe vinnig hy dit gedoen het, hoe aanhoudend hy dit doen, hoe onverwags hy dit gedoen het. En mag ons nie deur een riviertjie of een stroompie ry of groen gras sien sonder om te vergeet nie. En die afgelope 5 weke het ons in 'n reeks ingedel wat ons genoem het Barrier Breaking Faith. Geloof wat ons voete vat op plekke waar ons nog nie geloop het nie. Geloof wat deurbraak, bewerk in ons lewens, sonde oorwin, siele wat gered word, beloftes wat weer onthou word. En ons het gekyk na ouens in die Bybel, maar ons het ook gekyk na ouens wat meer onlangs geleef het. En die hoop was dat dit ons geloof stuur, want dis dieselfde geloof, want dis dieselfde God wat vandag en vir ewig lewe. Dis 'n geloof waartoe ons geroep word. En vandag kyk ons na 'n geloofsheld en ek wil jou voorstel aan hierdie geloofshelde. Dis eintlik 'n gesin. En dis 'n gesin na ons harte. Dis 'n gesin wat hierdie kerk ondersteun die laaste 4 jaar. Dis 'n vriend, dis Hansie hierso in die middel en dan is dit Marna en is Abigail en is Marinus. En in 2013, voor die kinders nog daar was, as ek reg onthou, is hulle geroep Europa toe. Hulle kom van Pretoria af, dis waar ons hulle ontmoet het, onder hulle leierskap gewees vir 'n lang tyd, groot inspraak gehad in 'n tyd in hierdie kerk. En 2013 is dit duidelik dat hierdie twee gaan Europa toe gaan. In 2016 word dit weer bevestig, 2019 is daar 'n finaliteit rondom dit en hulle besluit om op 'n scouting mission. So die calling het gegroei en ook die kinders ook het bygekom en ook begin groei saam met dit. In 2021, 28 Januarie, klim hulle op 'n vliegtuig, sak en pak, los die bekende agter, gaan na die land waartoe God hulle geroep het, Kroatië. Zagreb, die hoofstad, een van die moeilikste lande tans, wat soveel missionaries het al gegaan, met hulle sterte tussen hulle bene teruggekom, heel moed verloor, heel geloof verloor. En hulle gaan daartoe 2021 met hierdie kinders. Die laaste 4 jaar is hulle daar besig om verhouding te bou, besig om een van die moeilikste tale wat ek verstaan op aarde te leef, 'n Russiese dialek, so 'n Russies plus nog weird stuff. Dis hoe ek dit verstaan, moet hulle leer. En is onmoontlik om die kultuur te impakteer as jy nie die taal praat nie. Jy sal altyd 'n buitestander wees. Snaaks genoeg nie. Challenging, jy kan nie jou kinders net in homeschooling sit daar nie. Jy moet hulle in die government systeem sit, in die nasionale systeem, meaning jou kinders moet ook hierdie taal leer. Imagine, jy word so geroep. Imagine die Here sê, okay, go, gaan Kroatië toe, gaan Rusland toe. Imagine die wat-asse, wat dadelik opspring in jou. Wat van die taal, wat van visas, vliegkaartjies, voorsiening, wat van my familie, wat as hierdie gebeur, hoe werk die mediese sisteme daar? Iewers kyk hulle verby al hierdie goed en hulle gaan. Laaste 4,5 jaar verhoudingsbou is die hoofdoel, vertaling van one-to-ones, persboeke, God-test, daai goed, dis wat hulle moet doen. Hulle het 'n span rondom hulle, wat ook saam met hulle daar is, wat ander werk doen, maar daar is 20 Desember 2024, terwyl meeste van ons nie hier was nie, kry ons 'n SMS dat Marinus
was in 'n skoolaanval, daar het 'n ou in 'n skool ingeloop in hulle skool met 'n mes en onderwysers en kinders begin aanval. Hans, julle kry die oproep 10:00 die oggend en in die chaos, hulle weet nie mooi wat aangaan nie, al wat hulle weet, daar's 'n skoolaanval, eventually besef hulle, maar Marinus is met 'n mes gesteek. En so wat gebeur het, is die onderwyser en Marinus, hulle is 'n klas, het die chaos gehoor en die onderwyser is uit, en soos die onderwyser uit is, het die persoon met die mes ingekom en Marinus was eers in sy pad. En hierdie ou steek hom met 'n mes. Later vind hulle uit 25 keer, nek, rug, kop. Wonderbaarlik oorleef hy. Een van die slagoffers wat aangeval is, het nie oorleef nie. Een van die 8. Wonderbaarlik oorleef hierdie ou. En ek dink soos, in daai oomblik, Here, hoe laat U dit toe? U het hierdie mense gestuur om 'n land te seën, en kyk wat gebeur met hulle eie seun. Ek probeer my indink in daai situasie van, dit sekerlik verander dit alles. Miskien gaan hulle nou terugkom. Dis nou amper 4 maande na dit. Ja, daar's goed waar hulle nou moet deurwerk. Maar hulle is steeds daar. En toe ek met Hansie laasweek praat, hier's wat hy sê, Tiaan, ons is vas oortuig, God gaan hierdie ding maak werk. Daar's geen twyfel in ons hart dat ons hier moet wees nie. Ek vra vir hom, Hansie, hoe het julle geloof gegroei die laaste 4 jaar? Hier sy antwoord, ongelooflik. En ek verstaan wat hy sê. In daai oomblik van die mesaanval, die boodskap wat hy stuur, is die volgende. Marinus, bid asseblief vir hom. Ons weet toe al redelik wat aangaan. Die gemeenskap is in vrees gevang. Bid asseblief dat die gospel hope sal prevail. Ek sê, wow, daai is massive, in daai oomblik, om nie te vergeet hoekom God jou gestuur het, en dat hy is besig om alles ten goeie te laat werk. 4 maande daarna, my geloof het ons moet hier wees, ons weet hy gaan dit. Man, ek soek sulke geloof. Geloof wat nie oor tyd verswak nie. Nie oor tyd met wat die tyd als kan bring, dinge soos dit, siektes, uitdagings, aanvalle, whatever, laat dit nie verlaag nie, maar ongelooflik raak. Ek soek sulke geloof. En dis beskikbaar vir ons. En daar is nog iemand in die Bybel, waarna ons gaan, jy kan daai op Marula Media gaan opsoek, as jy dit nie gesien het op wêreldnuus nie, dit was oral oor die nuus. En ons het saam gebid van ons vir hulle. Maar daar's 'n ou in die Bybel, en sy naam is Abraham, wat ook sulke tipe geloof gehad het, wat nie oor tyd so gemaak het nie, maar so gemaak het. En so maak jou Bybel oop, by die teks vandag, Romeine 4, Romans 4, 18 tot 22. Romeine 4, 18 tot 22, dan lees ons daarvan. En miskien wonder jy, hoekom het ons die koeler afgesit? Hy het net een setting, en dit is dodelik hard. En hy spoeg water ook uit. So hierdie sou nat gewees het. En so, ons het dan nie te warm vandag nie. So kom ons lees Romeine 4 vanaf vers 18. Hy het teen alle verwagting in bly hoop en geglo dat hy die vader van baie nasies sou word, soos gesê is, so sal jou nageslag wees. Onthou julle Genesis 15, so baie soos die sterre, tel dit as jy kan. Vers 19, sy geloof het nie verswak nie, al het hy besef dat sy eie liggaam reeds so te sê dood was. Hy was reeds ongeveer 100 jaar oud. Is lekker as jy so iets lees, nee, en dit laat jou jonger voel, nee. En dat Sarah se moederskoot ook reeds dood was.
met die belofte van God in gedagte, het hy nie in ongeloof verval en begin twyfel nie, soos 'n brander in die see. Dis wat twyfel doen. Nou is ek hier, nou is ek daar. Gaan hy deurkom, gaan hy nie deurkom nie. Dis wat die woord beteken. Trouwens, hy het sterker geword in die geloof en het die eer aan God gegee. Hy was vas daarvan oortuig dat God dit wat hy beloof het ook kan doen. Daarom is dit vir hom as regverdiging gereken. Abraham word genoem die vader van geloof. Abraham, wat die vader van geloof is, beteken, dis net 'n vers of 2 terug, vers 16 as ek reg onthou, beteken hy is die eerste van baie. Hy's 'n voorbeeld vir almal wat sulke geloof, wat ware geloof is, want daar staan dit is vir hom as regverdiging toegereken. Dit meen, hierdie tipe geloof van Abraham is ware geloof. Dis die enigste geloof wat jou reg maak met God. Dis geloof wat in die woord van God, sy beloftes, wie hy is, vertrou, en in die karakter van die een wat die beloftes gegee, vertrou, dat hy dit gesê het, maar hy gaan dit ook doen. Dis reddende geloof. En dis 'n voorbeeld vir alle mense om te volg. En Abraham wat 'n geloofheld is, Hebreërs 11, geloofheld wat geglo het, al was hy baie oud. Wat gegaan het, soos Hans julle, onseker wat lê voor, maar hy het gesê gaan, so ons gaan. Dis 'n Sarah wat sê, ek is ook te oud, my moederskoot is toe, Hebreërs, Genesis 11:30 praat daarvan, she was barren. Dit was voor die beloftes nog. Daar kan nie, menslik onmoontlik, maar God het gesê. Dis die tipe geloof wat hy in ons lewens wil hê, en hierdie tipe geloof, wat ware geloof is, wat gesonde geloof is groeiende geloof. Het jy gesien, dis die een ding wat my so intrigue het van hierdie teks, is hoe kan Abrahams geloof oor tyd so gemaak het? Want eerlikwaar, baie keer oor tyd maak ons geloof so. En so die titel van vandag kan jy daar sien, ware geloof is groeiende geloof. As jy die kwaliteit van 'n diamant wil toets, dan het jy so 'n klein dingetjie, het jy al gesien op die flieks, en check hy uit, dan sien hy wat binne aangaan, nee, dit is dit en dit en dit. As jy jou kwaliteit van jou geloof wil groei, wil toets, sien of dit groei, want ware geloof is groeiende geloof. En so wat ons wil doen, is ons wil kyk na die lewe van Abraham. Abraham, jou geloof het so gemaak, en eerlikwaar, my geloof maak soms so. En miskien weet jy waarvan ek praat, toe jy net bekeer is, toe was jy vuur en vlam vir Jesus, man, jy sou Kroasie toe gegaan het. Jy wou connect-groepe lei, maar vandag is ons net lui. Daar is niks meer van die lui nie. En so wat gebeur in ons lewens? En dis waarna ons wil uitkom. Ons wil kyk wat het in Abraham se lewe gebeur, en ons wil dit van pas maak in ons eie lewens. Ons wil nie die woord aanpas by ons nie. Groeiende geloof is in die Bybel 'n hoop gewees vir die gelowiges. Jy kan na daai volgende eens sê 2 Korintiërs 10 vers 15 sê Paulus, our hope is that as your faith continues to grow. Dit was 'n hoop van Paulus vir die gelowiges. Die volgende ene is 2 Tessalonisense 1 vers 3, because your faith is growing more and more. Hy begin daai vers en sê, hy dank die Here, want jou geloof groei meer en meer en meer. Dit was 'n verwagting, but it was also a virtue, dit was geprys. Well done, jy het ware geloof, die verwagting is dat hierdie ware geloof sal groei. En soos ek sê, soms gebeur daar dinge wat dit nie maak groei nie, en ons wil uitkom by dit. Dis geen wonder dat Jesus in Matteus 17 vers 20 geloof gelykenis vertel, en hy koppel geloof aan 'n mosterd saadjie. Iets wat die potensiaal het om te groei. Iets wat groot kan word. Iets wat, al is dit so klein van die begin af, die potensiaal het om vir 'n berg te sê, en hy sal dit doen.
Gesonde geloof, ware geloof, is groeiende geloof. So die vraag is, wat het in Abraham se lewe aangegaan? Hier is die eerste punt wat ek wil maak vanoggend. Groeiende geloof vereis gehoorsaamheid. Groeiende geloof vereis gehoorsaamheid. In Genesis 12 lees ons die volgende, en ek het net vir die highlights daar agter my. Die Here het vir Abraham gesê, gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis. Dit praat van alles wat vir jou bekend is. Jou sekuriteit, jou identiteit. Dit kan nie net daar lê nie, dit moet primêr by my lê. Na die land wat ek jou sal wys. Ek gaan jou nie nou wys nie, maar ek sal jou wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal, as jy dit in die Bybel lees en God praat, wat is dit? Belofte. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens, sal ek vervloek. En deur jou sal al die groot families van die aarde geseënd wees. Vers 4. Abraham het gegaan soos die Here vir hom gesê het. Imagine, daar was nie 'n vers 4 nie. Dink jy Abraham se geloof sou versterk het as daar nie 'n vers 4 was nie? Hy het die great belewenis gehad met God. Hy het geloof om te hoor, maar hy het nie geloof om te gaan nie. Hy het geloof om te hoor, maar nie geloof om te gehoorsaam nie. Dink jy sy geloof sou gegroei het? Sien, aan die ander kant van gehoorsaamheid lê groeiende geloof. Aan die ander kant van gehoorsaamheid lê geloof wat groei. Paulus het 'n mooi woord vir dit. Hy skryf in Romeine 1 vers 5 en Romeine 6 vers 26. Hy maak die boek oop en toe met hierdie konsep van geloofsgehoorsaamheid. In die Afrikaans een woord. Obedience that comes from faith. Geloofsgehoorsaamheid is die antwoord vir ons groei van ons geloof. En hier's wat ons baie keer dink, en hoekom dit nie groei in ons lewe nie, want ons dink, geloof is soos 'n stempel. Is jy iemand wat papierwerk doen, en dan moet jy iets approve, of disapprove, en dan is jy klaar met dit. Jy skuif dit kant toe, iemand anders se storie. En soms dink ons, dis wat geloof is. Ek is nou approved by God, boom, gestempel en so laat staan. Nou kan ek gaan wag by die busstop van die hemel tot hy kom. Hoekom groei my geloof nie? Wel, Efesiërs 2 vers 8-9 sê, ons is gered uit genade deur geloof, en dan gaan hy aan vers 10, maar die wat in Christus is, het hy goeie werke voorberei, sodat ons daarin kan wandel. Dit praat van geloofsgehoorsaamheid. Nie gehoorsaamheid om gered te word nie, gehoorsaamheid wat na die redding kom. En die fout wat ons maak soms is, ons dink geloof is 'n stempel, en ek kan nou ontspan. Maar in realiteit, ken iemand hierdie ouetjie, is dit meer soos 'n treadmill. Dis iets waarop jy moet klim, dis iets waarop jy moet werk. Wie van julle het gym equipment by die huis? As jy dit nie gebruik nie, kry jy nie die voordeel daarvan nie. Ek kyk vir niemand nie, ek kyk daar. En geloof is 'n bietjie soos dit. As jy nie op die treadmill klim nie, al het jy die fancy soos treadmill, beteken dit vir jou niks nie. Jy gaan nie groei nie, jy gaan nie sterker word nie, jy is nie besig om te groei in dit waarvoor daai ding gemaak is nie. We walk by faith. Geloof is nie net 'n stempel nie. Ja, you are approved by God. But after approval is daar aksie. Daar's geloofsgehoorsaamheid. Vriende, en van ons speel bloot te veilig. En daarom groei ons geloof nie. Ons is nooit besig om op 'n plek te stap waar ek geloofsgehoorsaam nodig het nie.
Soos 'n Hansie wat Jesus sê en hy gaan. Wel nou as Jesus nie deurkom nie, val ek plat op my gesig. Maar Jesus het gesê en daarom stap ek uit. Dis 'n berekende risiko. Ek stap uit want Jesus het gesê. Van ons se geloof sukkel om te groei want ons speel bloot te veilig. Ons is soos die ander disippels in die boot. Net Petrus sê, "Oké, as dit U is, laat my op hierdie water loop." Van ons is te versigtig om dit te doen. Van ons is te versigtig om selfs eers die evangelie te deel, want wat as? Twee goed. As ek opskroef of hulle reject my. En daarom gaan ons nooit verder nie. Van ons is te stadig met vrygewigheid, want wat as is daar ten minste aan die einde van die maand? Want ons is nooit besig om in geloofsgehoorsaamheid te stap op grond van wat hy gesê het nie. Die beloftes wat aan Abraham gemaak is, was voorwaardelik gekoppel aan sy gehoorsaamheid. Gaan. Ek sal, maar jy moet gaan. God se soewereinheid is versoenbaar met ons verantwoordelikheid. Ons is nie 'n spul puppets hier onder op strings wat die Here so beleef nie. Hy wil hê ons moet ons geloof in hom plaas op grond van wat hy gesê het, op grond van sy karakter. Aan die ander kant van geloofsgehoorsaamheid lê ons geestelike groei. Tye wat my geloof die meeste gegroei het, en dis wat ek by Hansie hoor, is die as ek hom vra, Hansie, hoe het dit gegroei, het jou geloof gegroei die laaste 4 jaar ongelooflik, die tye wat ek kan getuig, wat my geloof die meeste gegroei het, is wanneer ek op grond van 'n woord van God uitgetree het in geloofsgehoorsaamheid, en gesien het hoe hy deurkom. Ek onthou toe ons Ficksburg toe getrek het die trek R14.900 gekos. En ons het nie daai geld gehad nie. 'n Paar dae voor die tyd gee iemand vir ons R15.000. R100 vir roomys. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dis hoe ek het gesien het. En dit gaan aan tot vandag. Die Here het vir ons gesê, kom hiernatoe, jou voorsiening sal hier lê. In die mees onmoontlikste tye, mees onverwagte tye, gee iemand vir ons genoeg geld om 'n klein chorrietjie te koop. God het voorsien, en dit is die meeste wat my geloof gegroei het, wanneer ek uitgetree het op grond van 'n woord van hom, en gesê het, Here, ek weet nie hoe nie, daar's 'n klomp wat as en onmoontliks, maar here goes. Die vrees van God is in dit, ons moet dit doen. Is daar iets waantoe hy jou uitroep? Maar daar's dalk 'n paar wat asse. Hansie getuig dat in 2019, toe dit finaal word, dat hulle gaan nou gaan. Ewe skielik toe pop die wat asse op. Wat as ek nie die regte ou is nie? Wat as ons visas nie deurkom nie? Wat as dit, wat as dit, wat as dit? Kom nou terug daarby. Die tweede ding wat ek sien in die skrif rondom Abraham se lewe, is dat groeiende geloof is nie blinde geloof nie. It's not wishful thinking. Weet jy waarvan ek praat? Ons het 'n geneigtheid om bloot 'n blinde oog te wil gooi na die feite wat reg voor ons staan. 'n Ekstraal wat wys die been is gebreek, en dan raak jy half moeilik, hoe kan die dokter so doodspreek oor hierdie been? Wel, hy's gebreek. Mors af. Daar's die ekstraal, feite. Somehow dink ons dat as ons net wegkyk van dit ontken, dat dit is geloof wat ons toepas. Maar dis wishful thinking. Hoekom sal ons dit doen? Wat is dit in die mens wat nie altyd die feite wil herken nie? Het jy al 'n toets teruggekry op skool? Jy het al, ek hoop so. En dan wag jy, en dan soos, draai hom dadelik om, jy het nog nie die punte gekyk nie, ek het dit 'n paar keer gedoen. En dan so, ek wil nie dit face nie. Wat is dit in ons wat wil net wegkyk en dink, dit gaan dit beter maak? Want ek dink soms ontmoet ons goed in ons lewe, wat ons sukkel om te versoen.
Hoe kan 'n liefdevolle God hierdie toegelaat het? So ek kyk liewers net weg van hierdie. Hoe kan Christene kanker kry? Hoe kan dit met Marinus gebeur? Hoe kan dit met daai familie gebeur? Ek dink soms is dit bloot ongeloof wat manifesteer in vrees. Ek wil net nie dit sien nie. Moenie net dit sê nie. Kom ons spreek lewe. Ja, en daar's krag in dit. Maar ware geloof wat groei is nie geloof wat wegkyk van die realiteite voor ons nie. Iemand het gesê jou geloof kan nie, your faith can't fix what you can't face. En dit is iets soos dit. En ons lees dit van Abraham. Ek wil vir jou hierdie skrif lees, vers 18. Hy het teen alle verwagtinge in bly hoop. Dit praat van daar was 'n menslike hoop, 'n menslike verwagting, en dit was julle gaan nie swanger word nie. Hy het dit besef, maar hy het teen dit gehoop en geglo, in spite of hopelessness, sê een van die vertalings, dat hy die vader van baie nasies sou word, soos gesê is, so sal jou nageslag wees, sy geloof het nie verswak nie, al het hy besef. Besef is 'n baie spesifieke beskrywende woord. Gaan gou na daai volgende slide toe. Daar's 'n paar goed wat hy moes gekataneil het. Niemand kan daai woord sê behalwe almal wat Grieks geswat het nie. To perceive clearly, to understand fully, consider closely, decisively to a definite understanding. Hy het na die realiteite gekyk. Sarah is te oud. Die belofte is gemaak toe hy 75 jaar oud was, Genesis 12. Genesis 15 sê, na verloop van tyd. Nou trek ons al by Abraham raak hier by 100 jaar oud, dan kry hy vir Isak. Genesis 11 vers 30 sê, she was barren. Dit was 'n realiteit. 2 keer in daai skrif, hy was so goed soos dood, haar moederskoot was dood. 2 keer in die gesig gestaar. Maar hy het steeds geglo teen dit. Hy het dit gefeis, hy het dit besef, maar hy het sy hoop gedraai na 'n geestelike hoop toe, weg van die menslike verwagting. Daar's sekere menslike verwagtinge waarna ons moet kyk. Yes, ek sien dit, maar Here, ek kyk na U. Daar's verwagtinge soos ja, al ons kinders in 'n ekonomie in Suid-Afrika en hierso wat dit agteruit gaan, daar's nie hoop vir hulle nie. Face die feite, draai jou rug, God bly die voorsiener. Hoor, hier is soveel versoeking vir die jong mense. Meeste van hulle gaan saam slaap saam met iemand voor hulle 18 is. Ek draai my rug, ek face die feite, daar is versoeking. Ek moet intree daar, maar ek draai my rug. Die Here het heiligheid vir hierdie kind in gedagte. My hoop lê daar, nie in hierdie menslike verwagtinge nie. Weier om dit net te aanvaar as die waarheid. Hoe kan Abraham dit gedoen het? Wat is dit wat maak dat ons dit kan doen? Ek dink hierdie vers gee vir ons die antwoord. God, dis vers 17, in wie hy geglo het, wat die dooies lewendig maak, en dit wat nog nie bestaan nie, tot bestaan roep. Dis die God waarin ons glo. Dis hoekom jy jou rug kan draai op sekere menslike verwagting, al is daar menslik geen hoop. As jy dit gefeis het, en ek dink dis goed om dit te feis, want as jy dit nie feis nie, hoor wat ek sê, ontneem jy groei. Jy ontneem van jouself geestelike groei. Want soms wil ons nie hierdie canvas van gemors feis nie, maar ons vergeet dis juis hierdie ding. Ons het dit gesing, ashes. Ons wil nie na die as kyk nie, wat hy gebruik en mooi maak nie. En as ons nie na hierdie gemors kyk nie, het ons nooit iets waarna ons kan terugkyk en sê, Here, ons weet nie hoe U hierdie gaan doen nie. Maar hier is dit, U het dit gedoen. Hier is 'n Marinus, hy lewe. Hier is 'n familie, ons is nog steeds daar. Daar's voorsien vir ons. Maar ons kan terugkyk, Here, daar was dan tye wat dit onmoontlik gelyk het. Hansie getuig eergister vir my, Tiaan, als om ons skree, hierdie is onmoontlik. Maar ons het 'n geloof wat sê, God gaan dit maak werk. Wat ons nodig het, sê hy vir my, Tiaan, is 'n groter openbaring van wie God is.
Dis wat ons nodig het. Alles skree onmoontlik. 2021, miskien het jy vergeet, daar was visas, daar was vlugte, daar was finansies, ten minste daai 3. Hoe gaan dit werk, Here? En daar was hierdie ander klein dingetjie nie, ek weet nie of jy kan onthou nie, COVID, lockdown, al 2 kontinente is gesluit, al 2 lande is gesluit. In die middel van dit, 28 Januarie 2021, daar gaan hulle. Die visa kantore en goed is gesluit. Die onmoontlike raak toe die moontlike, want God kan iets wat nie bestaan nie, uitroep en dit laat bestaan. Men, die Here wil homself aan ons meer en meer openbaar. Die laaste ene is, gevulde gedagtes lei na groeiende geloof. Gevulde gedagtes lei na groeiende geloof. Vers 20. Met die belofte van God in gedagte. Het jy dit? Sien jy die prentjie van 'n Abraham wat dit in sy kop het, hy hoor wat God vir hom gesê het, hy hou dit hier by hom, het hy nie in ongeloof verval en begin twyfel nie, meaning as jy dit nie in gedagte het nie, is dit waartoe jy gaan. Ongeloof, jy gaan in begin verval. Trouwens, hy het sterker geword in die geloof, daar's 'n belofte in gedagte, dit lei na sterker word in geloof, en het die eer aan God gegee. Hy was vas daarvan oortuig dat God dit wat hy beloof het, ook kan doen. Soms hou ons die belofte in ons gedagte, maar ons vergeet dat hy dit kan doen. En dan wat ons doen, ons dink ons moet dit self doen, ons moet die belofte muscle. Ek moet dit nou forceer. En jy sien dit in Abraham se lewe. Kort na sy roeping is daar 'n hongersnood. Hy gaan na Egipte toe met Sara. Hy sê, Sara, jy is pragtig my vrou, jy is so mooi, ek gaan bietjie jok. Sê vir hulle, jy is my sussie. Want net nou like die Farao jou, hy vat jou, hy maak my dood, boom, einde van die belofte. En so kom ons muscle hom, want ek weet nie of God hierheen kan laat werk nie. Ons boega die sisteme bietjie, ons doen iets uit ons godsdienstige werke om die belofte te beskerm, en ons vergeet, maar dit is hy wat dit kan doen. Sekerlik het hy vasgehou aan die belofte, maar vergeet van die deel, hy kan dit doen. Sara doen dieselfde. Hoor jy, ek is nou al oud, hier is my slavin Hagar. Vat maar vir haar, want dan het jy immers 'n seun, dan maak ons die belofte werk. Pyn, verdeling, is die gevolg van ons pogings, om dit wat hy beloof het, en net wat hy kan doen, om dit self te doen. Maar wanneer ons gevul is, met die beloftes van God, in ons gedagtes, en onthou dat hy hierdie beloftes kan doen, is dit soos Kolossense 3 sê, ons rig ons oë op die dinge daarbo. Ons rig ons oë op die dinge daarbo, op die beloftes wat hy gegee het. Ek ontken nie wat om my aangaan nie, maar dis waar my fokus. God het gesê, ek sal 'n nageslag hê. God het gesê, hy sal voorsien. God het gesê, hy gaan my kinders beskerm. Ek rig my oë daar. En daar was hierdie beginsel in bergfietsry. Ek was 'n bergfietsryer. Dat waar jou oë kyk, gaan jou wiel gaan. En dis 'n bietjie soos dit. So moenie net hier voor jou kyk nie, dan val jy om. Kyk daar waar jy uit die draai wil gaan. Dit rig ons rigting. As ons oë sit op die dinge daarbo, sal ons vas staan in sy beloftes. Ons sal groei, want ons kyk na die dinge daarbo, ongeag van die dinge hieronder. Ek het so 'n oomblik gehad hierdie week, ons sit daar in die suide, lekker mooi groen hier om ons, lees 'n bietjie die skrif, Hebreërs 1 vers 3. Dit praat van Jesus, he is the radiance of God's glory. Hy is die weerspieëling, die weerkaatsing van God se glorie, want hy is God. He is the exact representation of his being. Hy is God. And he sustains everything by the power of his word. En in daai oomblik onthou, wow, hoe goed is dit? Die Here onderhou alles deur die krag van sy woord. Hierdie groen blommetjies wat ek sien, maar ook hierdie mens wat hierdie woord lees. Hy onderhou my. Hy bou hierdie kerk.
Hy sorg finansiëel vir my. Hy sal dit doen. Hy sustain dit met die power of sy woord. En omdat in my gedagtes is, gaan, Alistair, ek dink een van jou vriende is hier, wil jy net gou gaan loer, as hy binne is, is een van jou vriende, Davey? Nee. Weet jy wat dink ek is dit? Ek dink dis die perdryers. Jy gaan nie veel daaraan kan doen nie. Waar was ons? Ek het gelees, dankie, Nikkie. En wat gebeur toe ek hierdie belofte van God in my gedagte kry? Begin vrees en twyfel daal en geloof begin weer optel. En daarom begin meeste van my connect-groepe, Tommy, jy kan getuig daarvan. Hoe gaan dit met jou tyd in die woord? Want as ons nie die woord in ons het nie, gaan alles wat om ons aangaan ons oorweldig en ons geloof sal verswak. So, gedagtes, die beloftes van God in ons gedagtes, maak dat ons geloof groei. Want ons rig ons oë op die dinge daarbo, nie op ons wat onder ons voete aangaan nie. Kom ons sluit af. Daar staan, hy het sterker geword in die geloof en het die eer aan God gegee. As ek en jy ons eie pogings aanwend om ons beloftes wat God ons gee te verwesenlik, sou ons rede gehad het vir hoogmoed. Kyk, ek het dit maak werk. Abraham het dit nie gedoen nie. Alhoewel hy foute gemaak het, het hy elke keer teruggegaan. Hy gaan red vir Lot. 5 konings span saam. Hy oorweldig hulle. Hy het die militêre mag gehad om Kanaan te vat, maar hy doen dit nie. Hy red sy neef en daar gaan hulle. Hy het gewag dat God dit doen op sy tyd, op sy manier. En omdat hy gewag het en sulke geloof gehad het, was dit rede tot eer, want God het dit maak werk. My pogings het nie gewerk nie. Dit is die doel van groeiende geloof. Die eer van God. Dis hoekom jy bestaan, dis hoekom ek bestaan, dis hoekom hierdie kerk bestaan. Daar staan dit. We exist to honor God. Groeiende geloof, eer God. Roep die Here jou dalk uit? Sit hy dalk sy liefdevolle hand op jou en sê, ek het meer as dit vir jou. Meer as geloof wat warm was toe jy gered is, maar oor tyd het dit verslap. Ek dink ons as 'n gemeente, ons as individue, het nodig om dit te besef voor God. Here, ek het geloof gesien as 'n stempel, en dis waar dit gestop het. Die geloof wat hier bedoel het om 'n seën te wees vir meer as myself het net by my gestop. En dis groei my geloof nie. Die koninkryk groei nie, u kry nie eer nie. Yes, u het my gered, ek is approved vir altyd. Maar Here, ek wil draai van dit, ek wil dit bely, ek besef dit, soos Abraham, maar ek besef, dis die realiteit. Maar Here, ek wil terugkom na u toe. Toe Abraham droog gemaak het na Egipte, weet jy wat het hy gedoen? Gaan lees hoofstuk 12, 13 verder, hy het teruggegaan na die altaar waar God laas met hom gepraat het. Daar waar die belofte gemaak het. Here, ek gaan oorbegin. Hier waar u laas met my gepraat het, ek wil weer van u af gaan, maar nie in my eie krag nie. Ek wil op die treadmill klim, Here, maar wys my waantoe om te gaan. Dis wat hy gedoen het. Van ons het nodig om terug te gaan na die reddingsoomblik toe en sê, Here, ek wil dink oorbegin. Nie in terme van red my weer nie. Here, u het my gered. Maar Here, ek wil in geloofsgehoorsaamheid wandel vorentoe. My geloof kan 'n impak maak hier buite. Ek is gemaak om groeiende geloof te hê, nie stagnerende geloof nie. Dis beskikbaar vir almal. En weet jy wat is die kersie op die koek? Kyk gou na daai vers. Een terug, skus. Geloof wat sterker word, nou kan jy aangaan. Dis die woord in dynamo, 'n dynamo. Kan jy sien waarvan af kom dit?
It conveys the idea of infused with strength, received from God. It emphasizes the source coming from God. Groeiende geloof, soos reddende geloof, is 'n geskenk van God. Hy red ons nie net nie, hy gee vir ons die vermoë om op daai tredmil te klim, sodat geloof kan groei. Hy sê, hier is die tredmil, hier is die beloftes, jy het alles. Ek gee dit vir jou. Get up, get going, step out, wat ook al jy moet doen. Dis vir my die kersie op die koek, dat hy selfs die groei vir ons verskaf, wat bloot stap in dit wat hy vir ons gegee het. Ons sal geen verskoninge eendag vir stagnerende geloof nie, want hy het vir ons die hele toolkit gegee, and the ability, and the training, step out in faith. So ek weet nie waar die Here jou challenge nie. Miskien is dit, oudie, as 'n jong kind, begin die evangelie deel in jou klas, as 'n leier in die skool, ek weet nie. Miskien is dit by die werk, miskien is dit in Windhoek, by jou werk, ek weet nie. Maar hier's die bemoediging. Bely voor God dat ons gestop het by approved en vergeet, dis eintlik 'n tredmil, en dan môre of vandag begin uitstap in geloofsgehoorsaamheid. Begin die evangelie deel, begin vrygewigheid beoefen, wat hy ook al vir jou sê. Vertrou dat hy dit gesê het, en wat hy gesê het, sal hy ook kan doen. Kom ons bid. Here, U is soveel beter as wat ons ooit kon droom. Here, U red ons nie net nie, U gee vir ons 'n lewende geloof wat kan groei. U gee vir ons beloftes waaraan om vas te hou. U gee vir ons die woord as 'n lamp vir ons voete, 'n lig vir ons pad. Here, ek bid vandag oor ons as 'n gemeente dat die gawe van geloof wat ons van lees in Romeine 12 hier sal manifesteer vorentoe onder ons, Here. Ek sien hoe U vrouens veral gaan oprig om geloof te hê wat verby die normale reddingsgeloof gaan. Geloof wat die onmoontlike in die oë staar en na U steeds kyk en sê, U gaan dit doen. Here, ek sien hoe U geloof in ons stuur vir kollegas se redding. Ek sien hoe U geloof in ons stuur om ons uit finansiële verknorsing, die wat daar is, te vat, Here, na 'n plek waar ons weer kan vrygewig wees. En ek sien hoe U geloof in ons sal stuur om gewoonte sondes agter ons te los en heiligheid te pursue. Here, ek sien hoe U geloof in ons sal stuur om eenheid, al is ons van verskillende kulture, te bewerk en te bevestig en te geniet, ongeag wat die mense daar buite sê, Here. Dis U kerk. Here, mag ons bekend staan as 'n mense wat in geloofsgehoorsaamheid wandel. Amen.